Die boodskap Numeri 2. Die kamp word opgestel. Die Here het vir Moses en Aaron die volgende instruksie gegee. Wanneer die Israeliete kamp opslaan, moet julle aan elke groep 'n sekere gebied toeken waar hulle hulle tente moet opslaan. Hulle moet ook hulle eie vlag daar laat waai. Die tent waar ek aanbid word moet in die middel van die kamp wees met die ander tente so 'n end weg reg rondom die tabernakel. Die stam van Juda moet hulle kamp aan die ooste kant waar die son opkom opslaan. Hulle moet by hulle vlag bly en ingedeel in leerafdelings. Amimadab se seun Nagson is die leier van die stam. Juda se soldate is 74,600. Die stam van Isaskar moet langs Juda kamp opslaan. Soar se seun Netanel is die leier. Hulle het 54,400 soldate. Daarna volg die stam Sibilon met Gelon se seun Eliab as leier. Hierdie stam het 57,400 soldate. Die totaal van al die troepe in Juda se kamp is 186,400 soldate. Hierdie 3 stamme moet altyd eerste trek as julle julle kamp verskuif. Die stam van Reuben moet aan die suidekant kamp opslaan by hulle vlag en hulle moet ingedeel word in verskillende leerafdelings. Sideer se seun Elisur is die leier van die stam. Reuben se getal soldate is 46,500. Die stam van Simeon moet langs Reuben kamp opslaan. Suri Sedai se seun Silimeel is die leier van die stam. Daar is 59,300 soldate in die stam. Daarna volg die stam van Gad met Reuel se seun Eljasaf as hulle leier. Sy getal soldate is 45,650. Die totaal van die troepe onder leiding van Reuben is altesaam 151,450 soldate. Hierdie stamme moet altyd tweede trek. Die Lewiete met die tent van aanbidding moet altyd in die middel van die ander groepe bly wanneer hulle trek. Die stamme moet in dieselfde posisie bly waarin hulle ingedeel is en elke groep moet hulle eie vlag dra. Die stam Ephraim moet aan die weste kant kamp opslaan, by hulle vlag en ingedeel volgens verskillende leerafdelings. Amibiop se seun Elisama is die leier van daardie stam. In sy stam is daar 40,500 soldate. Die stam van Manasseh moet langs 'n vreemkamp opslaan, met Pedesur se seun Gamliel as sy leier. Die stam met 32,200 soldate. Daarna volg die stam van Benjamin met Gedoni se seun Abidan as leier. Die stam met 35,400 soldate. Die totaal van die troepe onder leiding van Ephraim is altesaam 108,100 soldate. Hierdie stamme moet altyd derde trek. Die stam van Dan moet aan die noorde kant kamp opslaan by hulle vlag en volgens hulle leerafdelings. Ammisadai se seun Egisiar is die leier van hierdie stam. Dan se getal soldate is 62,700. Die stam van Asser moet langs Dan kamp opslaan. Okran se seun Pigiel is die leier van die stam. Asser se getal soldate is 41,500. Daarna volg die stam van Naphtali met Enan se seun Agira as leier. Die getal soldate binne die groep is 53,400. Die totaal van die troepe onder leiding van Dan is altesaam 157,600. Hierdie stamme moet laaste trek. Dit was dan die totaal van al die Israeliete volgens hulle families. Al die geteldes in die kampe ingedeel in verskillende leerafdelings was 603,550 soldate. Soos die Here vir Moses beveel het, is die Lewiete se getalle nie hierby ingereken nie. Die Israeliete het presies gedoen wat die Here vir Moses gesê het. Hulle het elkeen by hulle eie vlag kamp opgeslaan en het saamgedra as hulle weer weggetrek het. Elke stam was ook ingedeel volgens hulle familiegroepe.